Ons geestelike lewens, vind ons soms is maar vaal en smaakloos. Nou die laaste 3 pelgrimspsalms is tot jou redding, dit glo ek met my hele hart. So kom ons luister 'n bietjie na Psalm 132 tot Psalm 134 vandag. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou vandag rondom die laaste 3 pelgrimspsalms, Psalm 132 tot Psalm 134 en ek gesels met jou vanmôre oor toegewyd aan God. 3 verskillende gedagtes wil ek met jou deel wat uit hierdie pelgrimspsalms kom. En ek glo, kind van die Here, as jy hierdie waarheid kan snap en jy kan dit deel maak van jou lewe, gaan jou geestelike lewe in 'n nuwe fase ingaan, in 'n nuwe dimensie, as jy dit dan nou so hoogheilig wil laat klink. Psalm 132, die heel eerste in vers 3 sê, Dawid sê, dit is nou toe hy die ark van die Here teruggebring het Jerusalem toe. Toe sê hy, sekerlik sal ek nie ingaan in die tent van my woning of klim op die bed wat vir my gesprei is nie. Vers 4, sekerlik sal ek my oë geen slaap gun, aan my ooglede geen sluimering nie, totdat ek 'n plek vind vir die Here, 'n woning vir die magtige van Jakob. Hy sê, ek het 'n plek om in te slaap, ek is gelukkig, ek is tevrede, maar die Here moet sy regmatige plek in ons land hê, die Here moet sy regmatige plek in ons huis hê. Soos Dawid, kind van die Here, sal ek nie rus totdat God 'n ereplek in my lewe gevind het nie. Ek sal sê soos Josia, ek en my huis, ons sal die Here dien. Jesus sê in Johannes 14 vers 23, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Ek sal God eer as 'n priester, volgens 1 Petrus 2. En ek sal offers aan die Here bring, volgens Paulus in Romeine 12. My lewe sal ek toewy aan die Here. Die Here sal kosbaar wees in my lewe. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Ek sal nie rus totdat die Here ereplek in my huis het nie. Nommer 2, Psalm 133 vers 1. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon. Ek sal strewe na die eenheid wat Heilige Gees werk onder medegelowiges. Kind van die Here, is jou geestelike lewe vaal, oninteressant, smaakloos? Ek sal strewe na die eenheid wat Heilige Gees werk onder medegelowiges. Heilige Gees werk deur liefde. Die eenheid wat die liggaam van Jesus met Heilige Gees het, moet deur die liggaam vloei teenoor mekaar. Lees 'n bietjie Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Daar is geen verdeeldheid waar die Heilige Gees werk nie. Ek het my broeder lief, omdat die Gees van liefde in beide van ons werk. Jy kan ongelukkig wees teenoor jou broer, maar jy kan jou broer nie uitwerp en weggooi daaroor nie. Daarom kan ons saamwerk en vergewe en saam bid. Hoekom? Ons is medebroers en susters, kinders van die Here, medelede van die liggaam van Christus. Lees sommer Efesiërs 3 vers 17 ook. En dan Psalm 134 vers 1. Hoor nou wat sê hy. Lang Psalm, ek hoop jy tyd saamgebring. Nee, ek moet nie worry nie, ek maak 'n grap. Psalm 134 vers 1 tot 3. Kom loof die Here, alle knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan. Vers 2. Hef op julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Julle ken mos daai liedjie, net daai koortjie. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Kind van die Here, ek gaan geen kompromie aangaan in my toewyding tot God nie. Dis die punt. As jy stil sit en as jy stil raak, gaan jy verveeld en aan die slaap raak binne die kerk. As jy aktief is daar meelewing. Hoekom? Want jy sit jou lyf in. Jy het aksie. Jy weet mos wat sê die apostel, hy sê geloof sonder werke is dood. Al wat ek vir jou vanmôre wil sê is, wys hoe jy God loof met meer as jou mond, sit jou lyf in. As die lied sê, onbended nie I come, dan onbended nie gaan jy. Dan kniel jy. Steek jou hande op soos Psalm sê. Hoekom? Want jy doen dit vir God. Wat beperk jou?
Maak jou lewe aktief deel van kind van die Here. Maak jou lewe, jou liggaam, alles wat jy het, wys dit dat jy 'n toewyding het tot jou God. En jy sal vind jou geestelike lewe sal 'n nuwe dimensie ingaan. Jou geestelike lewe sal 'n nuwe fase bereik en jou Christendom gaan vir jou vreugdevol word. Here, ek bring vanmôre my broer en suster in die Here na U toe. U ken die toestand van hulle siel, maar Here, U weet ook waar en hoe lyk die toestand en hoekom en wat is die rede vir die toestand van ons siel. Here, vanmôre het ons 3 psalms. Ek bid, Here, dat ons hierdie woord tot aksie sal sit in ons hart. Ek bid die seën van die Here, die beskerming van die Here, die guns van die Here oor elkeen van U kinders in hierdie dag. In Jesus naam. Amen.